Okay, so meeste ouens gebruik 'n hoë spoed dus om, jy weet, die grond bietjie te meng, met jou materiaal in te meng en daai tipe van goeders, of 'n ligte saadbed te maak. Jy weet waarvoor jy hom gebruik. Wat van as jy goed regtig in die grond wil insny? Nee. Vat jy nie 'n gewone en dan kry jy jou 'n Buffalo Tyson. Nee, 28 duim skottels op hierdie ene. Ek praat hier met Jaco, hy is die eerste een van hierdie in die land. Ons hoor 'n bietjie hoekom het hy hom gekoop, want hy het 'n baie interessante boerdery opset hierso. Hoe die ding werk, waar presies daai ding in sy boerdery inpas. En soos die duiwel dit wil hê, hulle sien hulle het 'n klomp wolkies hier rondom ons. In die noorde het hulle gesê almal verspoel en toe reën dit nou nie hier nie, nê. Hierdie grond is hard, hy's kliphard, nê. En daai ding gaan nog steeds baie goed in die grond in. Kom ons vind 'n bietjie uit by hom. Hoe loop die goeters? En as jy iets wil inwerk, check 'n bietjie. Jaco, lyk dit? Goed en jy, Joe? Gee wat doodstil rustig. Ja, Okay, jy is hierso naby om Spruit area. Gee my gou so vinnige oorsig, jou boerdery opset, wat presies doen jy hierso? Weet jy, Choopie nie, ek's maar meer in die vee, die boerhandbedryf. Ja. Beeste, aangeplante weiding. Nou hoe die implement as jy nou 'n beesboer is, dan gaan koop jy 'n 28 duim skotteldis wat nou kan dinge indis. Weet jy, Choopie, ek het op die ouetjie van Spruit ergens status gesien van waar hulle werk met een. En ek het hom dadelik gebel want dit was vir my, ek kon dit nie glo nie, en gesê kan hulle hom kom toetsie. En hulle het met hom gekom, ons het op verskillende grondtipes van sandgrond, turfgrond, rooi grond het ons fisies met hom aangegaan en dis grond wat ontbos is. Dis nie ou lande nie. Ja. En ja, want hoe werk jou opset? Jy ontbos fisies, maak dit aangeplante weidings en dan begin jy met die beeste deurkom, nê? Presies. So hier gaan dit basies om te ontbos, so goedkoop as moontlik, vinnig as moontlik jou grond voor te berei om gras in te kry. En is 'n baie duur storie, want ek wil dan werk jy met die dis, dan werk jy met dit, dan werk jy met dit en dan kan jy eers plant. En hulle het hom kom demonstreer by my en dit was, ek wil amper sê sy derde draai wat hy gemaak het, toe sê ek hy bly op die plaas. Toe sê jy, hy gaan nêrens heen nie. Toe sê hulle nee, hy kan nie, toe sê ek wel, dan kan ons 'n demme op 200 hektaar doen. En ek kan vir jou sê, ek is nie eendag spyt nie, hy werk diep, jy kan agter hom plant, sy manier van waar grond ongelyk is, maak hy gelyk. En dan hy het sy sluitparte, maar is 'n verskriklike raam en sy struktuur is 'n robuuste ding. Nee, want hy's gebou om te hou en hierdie ding is blerry swaar, nê. Hy swaar, ja. Ek meen as jy vat hierso, ewen hy gaan in hierso, nou nie 100% soos wat hy moet nie en ons sal nou vir die ouens wys hoe en wat, want maar ek meen die punt is hy het gewig. Jy sê dis die eerste keer wat jy nie nodig het om die roller te stel dat hy net die skottels bietjie moet lig nie, nê. Ja, ek dink 'n groot ding van hom is omdat hy so swaar is. En as jy hom wil gebalanseer het, dan stel jy hom op sy roller, want die groot ding wat ek sê die grootste voordeel wat hy vir ons het, as ons met hom deur die land gehardloop en dan loop ons met die planter agterna. Hy's gelyk, die grond is goed, ons werk tot met hom kalk in die grond in, want hy kan tot so ver as 250 mil kan jy fisies met hom steek in die grond. En hy werk daar. Ja. Hy vat bietjie kilowatts as jy diep werk, maar hy werk daar. Ja, ek meen jy het 'n 260 kW trekker hier voor hom. Dis reg. En ek meen soos jy sê, hy trek sy gat vas partykeer. Hy trek sy gat vas as en is dit 4 meter? Dis 4 meter, ja. Okay, want kom ons kyk gou hier. Ek meen hierdie is nou, jy sê wat julle hier gedoen het, is jy het hom vasgetrap nog met die trekkers ook hier op 'n plek. Ja, dis reg en ek bedoel is basies kweek, maar is skirkdroog nou hier by ons. Jy kan kyk hier as ek hier skop. Hierdie ding is hy's 'n baksteen. Dis nie dat jy vir hom gaan los kry nie. Hy's klip hard. Nee, ek meen kyk hierso. Ek meen hy sny tot hierdie ja, gelyk af, ja. Wat hy daar maak. Ek wil as jy 'n dis hier oor gaan sit, gaan hy basies net die grond krap. Hy gaan letterlik om net so 'n bietjie net skuif van bietjie rondskuif en die ding gaan actually baie goed in vir dit. Ja. Okay, en dan sê vir my, waar pas hy dan nou in jou prentjie in? Waar jy sê as jy klaar ontbos het, dan hardloop jy met hom basies deur en dan plant jy of het jy nog ander plekke waar jy hom ook gebruik, hoe maak jy? Weet jy op die plaas my lande wat ek die kuil voor in die goeters plant is maar presies dieselfde. Ek rip hulle so eenmal in 3-4 seisoene. Ek hardloop met hom reguit oor as ek wil plant en agter hom steek ek die planter in. Enige iemand wat kyk na hierdie tipe van goeters,
Wat sou jy sê, wat is die ding wat jou die meeste beïndruk het op die masjien? Ek dink sy vermoë hoe hy insny, en hoe dit agter hom lyk as jy deur is. Ek wil hier's nou nie 'n goeie voorbeeld van wat hy doen nie, maar as jy vat, daar kan wat wees in hy land. As jy deur hom gery het, is daar niks nie. Alles is fyn gesny. Maar ek meen, kyk even hierso, nee. Ek meen, al het hom nou nie. Hierdie goeders is daarso. Daar's van hom niks oor nie, nee. Ek meen, ons was net op 'n plek waar daar ordentlike polle goeders is. Ek meen, kyk hierso. Hierdie goeders is alles. Daar is alles weggesny, actually. En prysgewys op hom, waarde vir geld? Ek dink nie jy gaan sommer iets in die prysklas kry wat doen wat hy doen. Dink ek dis meer as waarde vir geld. En sê vir my, as ek nou hierdie ding, jy nou al gesien het hoe hy werk, as ek hom 'n tipe van 'n saadkas opsit, of jy weet hierdie airseeders wat hulle mos nou op die goeie opsit deesdae, dink jy hy sal kan werk? Toepenie verseker. Ek bedoel as jy kyk hier op sy rollerstelsel wat hier agter is, wat die hidrolies uitkom waar jy die spysers insit. Ek wil jy kan vir jouself bepaal of jy 'n duim wil diep werk met hierdie ding en of jy 4 duim wil diep werk met die masjien. So ek dink nie daar is enige twyfel dat hy met 'n saadkas nie gaan werk nie. So all in all, as hy eens belangstel in die ding, jy sal hom aanbeveel, nee? Ek sal hom aanbeveel. Ek sal hom verseker vir sy robuustheid, die feit dat hy met hierdie groot skottels hardloop en dat geen grond is uitdaging vir hom nie. Right, dit is Jaco hierso van Naboomspruit se area. Okay. Daai ding het nou nie vandag 100% jy weet mos hoe werk dit, nee. Ek gaan nou weer vir hom kom kuier as hy die dag sny soos hy moet sny, nee. Maar ek dink julle kon in die ander video's gesien het presies hoe hy actually insny en so voorts. Kort en nie lank is, as jy regtig ernstig is om goed in die grond in te kry. Buffalo Tyson, ek weet hulle het net beperkte voorraad, linkie bo of hieronder. Kom met Speedy hulle in kontak, dat hulle julle kan uitsorg. Dis hier van ons spys af, tot volgende keer. Groete.